vel is so uniek soos jou vingerafdruk. En Biomedical Emporium se oplossing is so uniek soos jy. Klinkklare wetenskap, beskikbaar uit die liefde vir jou vel. Regte mense, regte vel, regte wetenskap. Dr. Judy Pretorius, die uitvoerende hoof van Biomedical Emporium. Goeiemôre en baie welkom weer 'n keer. Môre, Dawie. Kyk hoe pragtig lyk jy. Ag, baie dankie. So ons praat vanoggend oor babas, né? Hoekom kry babas sulke uitslae? Wel, ek wil begin met 'n interessante storie. Ek het natuurlik 'n geboorte gegee aan 2 babas, tweeling. En interessant genoeg, ek was nogal bekommerd geweest oor wat is die verskil in 'n babatjie se vel wat gebore is met 'n keisersnit teenoor 'n babatjie se vel wat gebore is met 'n natuurlike geboorte. En interessant genoeg is as 'n babatjie met 'n natuurlike geboorte op die aarde kom of in die aarde kom, word hulle bedek met vaginale mikrobiom wat 'n tipe van 'n probiotika is vir die vel. Ja. En hulle sluk eintlik ook 'n bietjie daarvan dat dit die spysvertering begin populeer met bietjie meer probiotika. So dis hoe hulle immuniteit begin bou. Waarteenoor as jy 'n keisersnit het, het jy nou nie daai bedekking nie. En dis hoekom baie keer sal ouers sê, maar hoekom het my kindjie nou ekseem? Veral so 'n paar dae of 'n paar weke na geboorte. En dis presies dit. Hulle het bietjie meer mikrobiom nodig. En enigiets wat daai kindjie drink, as hulle dalk gewoond is aan borsmelk en ewe skielik moet oorskakel na 'n formule toe, gaan hulle tipiese uitslag op die vel kry. En dis suiwer as gevolg van die feit dat die vel bietjie meer gedehidreerd is en nie daai natuurlike mikrobiom het nie en die immuniteit baie laag is. Moeder Natuur weet maar net altyd doen bietjie beter, maar kan mens iets aan doen? Absoluut. En ek dink oordat ek my kiddies gehad het in COVID tyd het besluit, kom ek gaan in pediatriese formulering in ook en gaan kyk wat kan mens doen om my mikrobiom te mimiek en dit fisies in 'n room te sit en dit natuurlik op hulle lyfies te sit. Maar enige kindjie is eintlik baie pro-allergie, baie sensitief vir die omgewing, allergie en stimulante en irritante en enigiets kan eintlik uitdruk op hulle vel. Maar enige maak nie saak hoe die baba gebore is nie. Elke ouer weet van brandboutjies. Ja. Hoekom kry absoluut. babas brandboutjies? Absoluut. Wat kan mens aan? Wel, brandboutjies en ek het nou sommer besluit ek is 'n selfgeproklameerde spesialis oordat ek miljoene doeke geruil het. En kom ons vat byvoorbeeld weggooi doeke. As 'n babatjie brandboutjies het, dit is maar die urine of die ontlasting wat baie suur is en aan die vel brand, dan wil jy nie net eintlik enige salfie opsit wat nie 'n daadwerklike verskil gaan maak nie. So ek stel gewoonlik voor wat mense moet doen is jy kry 'n nat lappie waar jy mee die vel skoonmaak en 'n olielappie. Kry eerder 'n olielappie, maak die vel mooi skoon en dan sit jy 'n redelike ambisieuse hoeveelheid van daai doek of bababoutjie salf op wat terloops nie geurmiddels en kleurmiddels en Daai goed op het nie. allerhande vreemde goed en net 'n ambisieuse hoeveelheid van dit op en dan die olielappie bo op dit en dan maak jy eers die doek toe sodat jy net kan verseker dat daai roompies nie in die doek in absorbeer nie, want so gaan jy definitief 'n draai kry in die babatjie se vel. Maar waarvan as jy babas bietjie meer kaal laat rondloop of rond lê wat babas ook al doen? Maak dit sin? Dit help 'n bietjie, dit help definitief 'n bietjie vir alles hulle by die huis is, maar ek dink ook oor dit ouers nou nie heeltemal lekker weet wanneer hulle 'n ongelukkie kan verwag nie en jy wil definitief eerder 'n doek op hê, sit dit op. Ek dink die probleem kom in by kleuterskole, want baie keer sal die kindertjies buite speel en dan van die personeel nie dadelik optel dat die doeke vuil is nie en dan brand die boutjies. So gee maar vir die onderwysers ook 'n bietjie 'n riglyn of 2 hoe hulle die doeke moet ruil met so olie of 'n parafiengasdraad boop, dan sal die probleem weggaan. Dr. Judy Pretorius, dankie dat jy weer by ons 'n draai kom maak. Baie dankie, Dawie. So die belangrikste is jy hou hulle aan die bokant nat en hou hulle aan die onderkant droog.